Hierdie maand gesels ons met Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk oor lewerslakbesmetting. Dani, dit klink of dit 'n erge toestand is as dit die lewer aantas? Ja, Lisa, as jy net vir jouself dink, jy dink nou nog aan 'n parasiet op die vel, 'n wrimpie in die darmkanaal, maar iets wat in die lewer is. Jy weet, dis ongekend. Onthou, mense kan ook lewerslak kry. Daar's 'n klein persentasie, maar hulle kan ook lewerslak kry. So hierdie is 'n ongelooflike aantasting. Wanneer hierdie klein slakkies inkom, as die dier dit opneem van die veld af. Ons sal net gaan oor die lewenslikies 'n bietjie verder gaan. As hy dit opneem van die veld af, dan broei daai klein slakkies uit dit beskermde doppie om hom in die grootbens uit. En in die darm gaan hy deur die darmwand, dan migreer hy in die abdomen tot hy by die lewer kom. Daai klein slakkies. En dan gaan hulle binne in die lewer in, boor in die lewer in, en dan soos 'n Pac-Man migreer hulle deur die lewer terwyl hulle tonnels deur die lewer vreet. En van daar wat hulle ingekom het tot hulle volwasse raak, 6 tot 8 weke. So 6 tot 8 weke eet hulle lewerweefsel en die hele tyd groei hulle en word een stadium die volgende stadium. So met 'n klein aantasting, met 'n paar, sien jy dit nie in die diere nie. Met 'n groot aantasting, as daar werklik 'n groot blootstelling is, kan diere vrek nog voor daai lewerslak volwasse raak. Maar dis weer eens waar die siekterapportering inkom, want hierdie kom nie op elke plaas voor. Ja, ek wil vir jou vra, waar kom dit voor? As jy die lewensiklus verstaan, weer eens net so interessant soos die lewermigrasie, as hy volwasse word op 8 weke, gaan hy in die galbuis in. Dan sit hy daar aan die rand vas, maar hy suig bloed, alhoewel hy in die galbuis sit. Produseer hy eiers, dit gaan uit, dan moet daar goeie reën wees. So dis maar in die somer hier, in die somerreënvalgebiede. Dit begin in die lente, hoofsaaklik in die somer en dan in die herfs in. Dan was daai eiers uit en hulle broei uit en hulle gaan in 'n varswaterslak. Wat dit 10 maal vermenigvoudig. En dan kom hulle uit in 'n vormpie wat hulle kan swem. Dan swem hulle tot by die rand van die water en reg daar in die gras en maak 'n doppie wat die besom weer gaan eet. So dit beteken waar kom hy voor? Net daar waar daar staande water is. Groot panne of ander staande water wat baie keer net seisoonaal is. Die varswaterslak moet op die plaas wees. Anders kan die lewensiklus van hierdie parasiet uit 'n indirekte lewensiklus. So weer eens met ons siekterapportering, weet daar's veeartse wat vir my sê, hierdie kant van die dorp, daar sien ons die lewerslak. Hierdie kant, hoogliggend, daar's geen vleie nie, daar's geen lewerslak. So die kennis van jou veearts gaan weer verskriklik belangrik wees. Wat daar is, soos ek in 'n vorige program genoem het, wanneer ons slag of veeartse nadoetse ondersoeke doen, dan bevestig ons gewoonlik of al lewerslak is. Ek het plase in die Limpopo nog nooit het ons een enkele lewerslak daar gekry. So verskriklik area gebonde en die veearts verstaan dit. As ons kom by die behandeling, Eers diagnose, kom ons praat eers, hoe word dit gediagnoseer? Diagnose is 'n probleem. Is 'n probleem wanneer ons kom by diere wat ons slag of gevrek het, dan sien ons hom. As hy hier gemigreer het deur die lewer tot hy 8 weke oud is en volwasse word, is dit verskriklik moeilik om te diagnoseer. Jy sien dit nie behalwe as 'n dier akiet vrek. As hy eers volwasse is, dan begin hy eiers lê. Dan kan ons mismonsters neem en 'n lewerslak het 'n spesifieke eiergrootte. Hy's groter as ons roddewurms, hy sak af en jy kan hom so diagnoseer. Ons normaalweg wanneer ons in die winter dragtigheid doen of so, en ons vat mismonsters, kan ons vir jou sê daar is lewerslak. Maar die skade kon al klaar gebeur het, daai migrasie. So as ons kom by dis die diagnose, nie maklik in die vroeë stadium nie, as hy volwasse is, kan ons dit wel doen. Maar by die behandeling is dit net so belangrik, nou weer eens, sekere middels wat werk teen daai onvolwasse stadium. Net 1 of 2. Almal werk nie daarteen nie. Daar's seker 10 middels wat werk teen die volwasse stadium. Maar as ons dan wil behandeling, het ons 2 soorte behandelings. Ons het 'n taktiese behandeling. As ons weet dit kom op baie plaas en ons weet hulle was in die vleie in die gewy, dan gaan ons sê maar in Desember doseer
en ons gaan weer veebraai doseer. Sonder dat ons nou 'n diagnose kan maak, maar ons weet hulle was in die vleie. En met 'n middel gebruik wat die onvolwassenes doodmaak en die volwassenes. Kan nie net 'n middel gebruik wat volwassenes doodmaak, dit help nie. En dan doen ons die diagnose in die middel van die winter en dan doen ons die strategiese behandeling. Dit is waar die goed volwasse is, hulle oorleef in die bees. Volgende lente gaan hulle weer die varswaterslakkies besmet en ons wil die volwasse slakke uithaal. Dis die So is dit deel van die voorkoming vir 'n volgende seisoen. vir die volgende seisoen. Dis die strategie. Jy slaan die parasiet op sy swakste deel van sy lewensiklus. Jy maak seker dat daar volwassenes nie eiers lê nie. So al daai goed moet by die veearts bespreek word. Die veearts weet wat is die reaksie op behandeling in 'n area. Dis wat boere baie keer nie verstaan nie. Dis nie dat die veearts net die middel daar kan hê nie. Hy het 'n klomp van hulle behandel. Hierdie het nie gewerk nie, toe hulle die produk of die stadium van behandeling verander. Die siekterapportering, die veearts wat verstaan, hierdie is 'n komplekse parasiet, een van die mees komplekse parasiete wat daar is. En die boer moet met sy veearts skakel daaroor, anders dan gaan hy geld mors of hy gaan verliese ly as hy nie die regte produk gebruik het. Kan jy dit heeltemal voorkom? Is daar iets wat jy... Ja, jy kan, maar dis net nog iets wat... Ekonomies kan dit nie. Ja. Jy kan die plekke afspan, al die vleie. Hulle mag nooit in die vleie kom in die laat lente, somer en begin van die herfst. Jy wy dit net in die einde van die winter, voor die volgende reën kom. Dis die enigste veilige tyd om die vleie te wy. Maar, onthou ons, baie keer reën dit nie, baie keer is net die vleie wat daar is, en dan moet ons maar takties behandel. Donnie, baie dankie. Ja, dit kos alles geld vir ons boere, né? Dis kompleks. Dis baie kompleks. Baie dankie dat jy vir ons so 'n bietjie verduidelik het. Ek verstaan ook nou sommer beter en die feit dat die mense dit ook kan kry, dis nogal hartseer. Ons sien dit in die oosterse lande, in die reislande, waar hulle waterbuffels het en mense werk in. By ons nog amper nooit nie. Dis dan meer oor lewerslakbesmetting met Dr. Nani Odendaal van Veearts Netwerk.